Goeiemôre, dit is Maandag die 20ste Julie. Vanoggend lees ons saam Romeine 9 vers 1 tot 3. Hier in Romeine 9 deel Paulus iets van sy eie hart. Vers 1. Ek praat die waarheid in Christus, ja ek lieg nie. En my gewete, deur die werking van die Heilige Gees, getuig teenoor my, dat ek in my hart 'n ontsaglike droefheid en 'n onophoudelike pyn ervaar. Ek sou inderdaad wou bid, om self vervloek te wees, verwyder van Christus, in belang van my broers, my volksgenote, na die liggaam. Paulus is bekommerd oor sy mede-Jode, die Israeliete, Israel. Hierdie bekommernis is een wat baie ouers deel oor hulle kinders. Wat elke man of 'n vrou deel oor haar eggenoot of eggenote. Wat 'n ouma of oupa deel oor kleinkinders. Ja, wat ons soms deel oor ons vriende, mense om ons. 'n Ontsaglike bekommernis, ja, pyn in ons hart, 'n droefheid, omdat iemand nie vir Christus ken nie. Soveel so dat ons bereid sou wees om onsself te laat verlore gaan as hulle net uiteindelik gered kan word. Dis goed dat ons so oor mekaar voel, want God het ons gemaak om lief te hê, om te gee. En met hierdie begeerte dat mense God moet ken, dat mense naby aan Christus leef, dat hulle gered moet word. Ja, daai bereidheid om self jou eie lewe prys te gee, gaan dan ermee na God. Gaan deel met God dit wat jou pla. Gaan bid by God vir hulle wat nie naby aan hom leef nie. Gaan bid tot God teenoor hulle oor wie jy so voel. Weet dat God in sy gees ook in hulle werk. Dat God getrou is, dat God almagtig is. Hemelse Vader, elkeen het ons eie hartseer en ons eie seer en ons eie kommer. Dankie dat ons weet, U ken dit. Dankie Here dat ons dit na U toe kan bring. Ja, soos Paulus se kommer oor Israel, deel baie ouers so kommer oor hulle kinders of hulle kleinkinders. Here, oor vriende, oor 'n eggenoot. Dankie dat ons, Hemelse Vader, as gelowiges vir mekaar kan bid. Dat ons as gelowiges ook kan bid vir hulle wat ongelowig is. Wil U deur die Heilige Gees ook elkeen aanraak. Ja, Here, dat hulle U sal ken as hulle Hemelse Vader, dat hulle in hulle verhouding in U sal verdiep. Here, hulle wat U ken en wat lou geraak het en weggeraak het, koud geraak het, dat hulle weer 'n nuwe vuur in hulle sal ontdek en 'n liefde vir U. Ons bid, Hemelse Vader, dit vir ons geloofsgemeenskappe, waar ons baie keer mense sien weggeraak, mense sien koud raak. Ons bid vir 'n wêreld wat U liefde so nodig het. As ons kyk na al die chaos, misdaad, geweld, Here, onreg, dan weet ons net dat U liefde en U genade is nodig om weer hoop en vrede te bring. Ons is die draers daarvan. Gee ons die krag daarvoor. Here, gee ons die moed om te getuig. Gee ons die moed om ook in gebed dit na U te bring. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.